Ons is by Genesis, ons gaan verder met ons prediking in Genesis, en vanoggend gaan ons by vers 14 tot 19 stilstaan, maar ons gaan egter die hele gedeelte lees vanaf vers 1 tot en met vers 19. Dis 'n goeie skriflesing. Hulle het altyd van ons geleer, 20 verse min of meer is om die woord van God sy regmatige plek te gee. Vers 1 tot vers 19 gaan ons lees, en ons gaan stilstaan by vers 14 tot 19. Lees in die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Vers 6. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. Toe het God die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand, en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Vers 14 is waarvan ons vanoggend gaan praat. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand, en dit was môre, die vierde dag. Tot daar lees ons saam in die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, u is 'n verteenwoordiger van u huis, kom ons staan en bid ons net saam. Ons groote God, u waarvan ons hier in Genesis lees, die skepingsverhaal, u wat alles gemaak het. Ons wil vanoggend saam met die woorde van Moses, by geleentheid, kort voordat hulle die beloofde land ingetrek het, eintlik kort voor sy dood, het Moses gebid, en hy het gesê, luister o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond, want die naam van die Here roep ek uit, gee grootheid aan onsse God. Ons wil saam met Moses u naam groot maak, want u word beskryf as die rots, volkome is u werk, al u weë
is regverdig. Alles wat U doen is goed. Ek wil in besonder bid dat U ons vanoggend sal seën wanneer ons verder lees die skepingsverhaal. Die geskiedkundige, goddelike beskrywing van wat gebeur het. In ons dag is daar verskillende mense wat verduidelikings wil gee. Ons kinders word geïndoktrineer, hulle word verkeerd geleer, alles onder die sogenaamde wetenskap. En alhoewel ons lief is vir wetenskap en glo aan feite nie so wees nie. Die Bybel sê ons mag nie so wees nie. Ons wil na U kyk. En ons gebed is, ag Here, sal U ons gedagtes oorheers, dat ons vrees vir U, alle ander vrees, sal ban, en dat ons in die lig van U teenwoordigheid bestaan. Maak ons ook nou bewus van U inspraak in ons lewe, word verheerlik hier in ons samesyn, en ons wil bid, dat U die naprediker sal wees, dat hierdie woorde nie net goed en lekker sal wees om na te luister nie, maar dat dit ons lewens sal verander. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Wanneer jy gaan soek na verskillende name vir die son, het ek op 'n baie interessante ding afgekom met my soek na 'n illustrasie. Ek besef Wikipedia is nie dalk nie die beste bron nie, maar vir algemene goed is dit nou ook nie die slegste ding nie. Ek gaan kyk op Wikipedia, daar is 'n lys wat hulle noem a list of solar deities. Songode, dis name vir die son wanneer die son aanbid word. 134 name, in so 'n mate dat hulle dit indeel in Afrika en in Europa en in Asië, Noord-Amerika, Suid-Amerika, waar mense die son aanbid het in die geskiedenis, en vandag is daar nog steeds mense wat die son aanbid. 134 name. Dan is daar op hierdie selfde webblad op Wikipedia 'n skakel waar jy kan gaan na 'n ander webblad met die naam List of Lunar Deities. Lunar is die maan. So en is nog langer as die son se. En die punt wat ek maak is, die aanbidding van die son en die maan, en in sekere gevalle ook die sterre, is niks vreemds of nuut nie. Dis 'n baie algemene ding. Reg deur die geskiedenis van die mensdom was dit algemeen. Kort na Moses, u ken die verhaal van Moses, waar hy by die brandende bos gekom het, sy roeping van God ontvang het om terug te gaan Egipte toe en God se volk uit te lei. Kort daarna staan Moses voor Farao. Dit was nie net 'n uitdagende opdrag vanweë Farao se mag, want dit was die wêreldmoondheid op daardie stadium, Egipte. Dit was nie net 'n uitdagende opdrag vanweë Farao se aardse mag nie, maar Farao, die koning, die heerser in Egipteland, was ook beskou as die seun van die songod Ra, die Egiptiese songod Ra, een van die name, of Re ook in party beskrywings. Dis die songod van die Egiptenare. So hier staan Moses voor die seun van die songod. Moses het dit geweet, hy het groot geword in die paleis. Maar hy het voor Farao gestaan as 'n dienaar van 'n veel groter God. Die God wat die son en die maan gemaak het, die skepper van die hemel en die aarde. Dit het Moses se hart sterk gemaak om voor Farao te kon staan. En hy sê in Eksodus 5 vers 1, so spreek die Here, die God van Israel, laat my volk trek. Kan nie dink wat se moed Moses moes hê om dit te doen. Farao glad nie beïndruk nie. Farao groot in homself, hy's immers Farao. Hy sê, Eksodus 5 vers 2, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? En luister veral na die volgende woorde. Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie
laat trek nie. Die Here is, die naam wat Moses gebruik het vir die Here is Jehovah, sy verbondsnaam. Ek ken hier die Here nie, sê Farao, die seun van Ra, die seun van die songod. Maar Moses is onverskrokke. Die God wat hy aanbid, sy naam, hy het gevra, wat moet ek sê, wat is die naam? Ek is. Hierdie God, wie sy naam is, ek is, die ewige, die enigste ware God. Nou, ek noem dit vir u, want die pla wat daarop gevolg het, die 10 pla van Egipte, was 'n direkte aanval om die gode van Egipteland te ontbloot as vals. U onthou veral die 9de plaag. Die mag van Farao se persoonlike God, eintlik dan sy pa, as hy homself sien as die seun van die songod Ra. Want die 9de plaag, Eksodus 10 vers 22, toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipteland. 3 dae lank. So met ander woorde, om die valse gode te ontbloot, om die gode van Egipte, die afgode van Egipteland as vals te bewys en eintlik nietig te maak, was die 10 pla baie mooi georkestreer deur God self. Op hierdie manier is die oppermag van die ware God, van wie ons hier lees in Genesis 1, die God van Israel, sy oppermag is uitgeoefen oor die valse gode van Egipteland. Nie lank na hierdie gebeure nie, het Moses natuurlik Genesis geskryf. Heel moontlik toe hulle by Sinaï aangekom het, en hy op die berg was, waar God met hom gepraat het. God het vir hom gesê, skryf hierdie dinge neer. Dit was God wat vir hom gesê het, hoe is die hemel en die aarde geskape? Moses was nie by die skepping nie, en hier skryf hy dit neer, onder die inspirasie van die Heilige Gees, die skeppingsverhaal soos wat ons dit lees. En ek wil vanoggend veral, wanneer ons by vers 14 en 19 kom, die hele verhaal is belangrik, maar veral vers 14 tot 19 is soos die pla wat Egipte getref het, 'n ontbloting van alle valse gode en die afgode van die antieke tyd. Ek gaan dit vir u wys in vers 14 tot 19. Hierdie dispuut van afgode, want deur die eeue het mense gesê, hierdie God is waarlik God, kyk hoe kragtig is hy. Nee, hierdie God, my God is waarlik God. Moses sê, God, die een wat die hemel en die aarde gemaak het. En dit het eintlik maar begin al by vers 1. Vers 16 wat ons gelees het sê, God het toe die 2 groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag. Ook die sterre. So met die 4de dag se skepping, word, kan ek amper sê, die mat onder alle valse godsdienste uitgeruk. Miskien is dit 'n oordrywing, maar dit is letterlik wat gebeur. Wanneer die ware God, wat die son en die maan en die sterre gemaak het, wanneer hy gesien word as die skepper, die grootte God. Die eerste 3 skeppingsdae, het ons gesien, is gewy aan die konstruksie van die heelal en die aarde. En die konstruksie was so gewees dat dit die aarde reggemaak word. Dit het ons al vir u gesê. Reggemaak om bewoon te word deur diere en uiteindelik die mens, die kroon van die skepping. Op die 4de dag, dis nou waar ons met ons hantering van vanoggend se gedeelte kom. Dis die 2de deel van die skepping, dis dag 1, 2 en 3, dag 4, 5 en 6 en dan die rusdag, so die 2de deel. Hier skep God die wesens, die planete as jy wil, wat die aarde ook reg sal maak vir ons, dat ons daarop kan leef. Voordat God hierdie wesens gemaak het hy egter die ligte in die hemel geplaas. Vers 14 en 15 lees ek vir u weer. God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel as vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel,
om lig te gee op die aarde. En dit was so. As u vanoggend hier sit, u was dalk nie vroeër hier toe ons gepraat het oor, maar hoe gebeur dit dat daar lig was al vroeër en nou op dag 4 word die son eers gemaak? Ek gaan dit nie alles herhaal nie. Daar's baie uitspattige verklaringe. Daar's mense wat sê, God het die son al lankal eintlik gemaak, maar hy was onsigbaar, tot op dag 4. Dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê, hy het lig gemaak, en het geskei van die duisternis, en op dag 4 sê hy, maak hy die son, en die maan, die wesens, die skepsele, wat dan nou sy werk moet doen. Nou, ons gaan hom baie maklik opbreek vanoggend. Ons gaan kyk na die skepping van die son en die maan, ons kyk na die skepping van die sterre, maar ons wil eintlik, en die funksie daarvan derdens, maar dan wil ons eintlik uitkom by wat beteken dit vir ons, wat kan ons daaruit neem? Bring ons by die eerste gedagte, die skepping van die son en die maan. Moses se hantering en sy manier hoe hy daarna verwys, hy's eintlik, as jy kyk na die taal wat hy gebruik, onder inspirasie van die Heilige Gees, onwillig om selfs 'n sweempie eer te gee aan die son of die maan. Het jy agtergekom, hoe praat hy daarvan? Dit is eintlik 'n opsetlike aanslag teen die antieke afgoderry van die son en die maan, waar hulle die son en die maan aanbid het. Kyk of jy dit kan sien, vers 16 sê, God het toe die 2 groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag. Dink aan sy woordkeuse. Hy noem nie hulle by naam nie. In die hele Genesis lees jy nie van die son en die maan nie. Dis interessant. Hy noem hulle net die 2 groot ligte. Die groot lig en dan die klein lig. Die Hebreëus vir son en maan is name Shemesh, die son, Yareach, die maan. Dis name in die ou semitiese tale wat name is van gode, dis wat hulle aanbid het. So Genesis 1 sal nie hulle name noem nie. In werklikheid ontbloot hy hierdie afgoderry en hy verwys na die groot lig en die klein lig bloot net as voorwerpe, items wat God gemaak het om sy werk te doen. Moses waarsku die volk Israel. Hy sê later vir hulle, julle moet versigtig wees vir die valse aanbidding van die hemelse voorwerpe. Onthou, die mens wil aanbid, dis iets wat ons wil doen. En om die son te aanbid, wat is groter as die son? Hy waarsku hulle daarteen. En hy sê eintlik vir hulle, onthou, die groot lig en die klein lig is net voorwerpe, gemaak om 'n funksie te verrig. God het hulle gemaak. Dis lampe, as jy wil, ons gaan later meer daaroor sê, wat God se werk moet doen. Ek wil weer sê, hierdie argument het eintlik al begin by vers 1, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. As jy enigstens dink om iets te aanbid in die skepping, dan is daar 'n probleem, jy's verkeerd. Aanbid die een wat alles gemaak het. In die heidendom was hulle gode beperkte gode. Dikwels beperk tot die natuur, in die natuur. Die son en die maan is deel van die natuur. So hulle aanbid die gode wat deel is van die natuur, en in baie gevalle beperk tot 'n spesifieke gebied, of beperk tot 'n spesifieke volk. Die gode van die afgode is nie gode vir almal nie, dis altyd net gelokaliseer. Jy moet 'n bietjie 'n studie daarvan gaan maak. Maar die God van die Bybel is die ewige God, en hy is, die groot woord is transcendent, hy is bo in die natuur, hy is bokant ons begrip, bokant ons verstand, soos wat ons sing. Hy is waarlik God, hoe? Want hy het die heelal geskep. Een van die kommentators sê van die gedeelte, dis Gordon Wenham, hy sê, in neighboring cultures, the sun and the moon were some of the most important gods in the pantheon. Dit is hulle repertoire van afgode eintlik maar. And the stars were often credited with controlling human destiny. So, die son is aanbid, die maan is aanbid, hulle het na die sterre gekyk om te sien wat hou die toekoms vir hulle in. Klink dit vir u bekend? Daar's baie dinge vandag wat steeds in dieselfde trant is. En dis ou, antieke
afgoderry. Die son en die maan het dikwels hulle eie godsdienste gehad, hulle eie kultusse, mitologieë, priesters, navolgers, groeperinge van sektes en ismes, wat die son en die maan aanbid op hulle manier. Maar Genesis 1 sê, nee, dis nie hoe dit werk. Die son en die maan is voorwerpe, en letterlik, die naam, die woord wat gebruik word is, lampe. Dis waarmee die woord vertaal word, meeste van die tyd, in die Ou Testament. Lampe. Die son is 'n lamp. Dis God se lamp, om lig te gee, vir die funksie waarvoor die Here dit geskep het. Dis die punt wat reg deur die Ou Testament gemaak word. Jesaja waarsku ons en hy sê, moenie die sterre raadpleeg, om te kyk na wat gaan gebeur, om daarop te vertrou, om daarop volgens keuses te maak. Jesaja 40 vers 26 sê, slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Dis nie 'n antwoord nodig nie, want ons weet wat is die antwoord, né? Dis 'n retoriese vraag. Hy, God, laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Dis die sterre. Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte, en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. So, die Ou Testament waarsku baie duidelik, moenie kyk na hierdie dinge en dit aanbid nie. Dis God se doel om die aarde net 'n woonplek te maak vir die mens. Dis die son en die maan. Tweedens dan, die skepping van die sterre. Wanneer laas het u moeite gedoen om uit te gaan in die aand, en nie net uit te gaan, hier in die stad is dit nie so lekker, dit werk net nie so lekker nie. Ek bedoel van, miskien 'n projek daarvan gemaak om in die Karoo in te ry en weg te kom van lig af. Lig moet daar nie om jou wees, as jy op 'n plaas is waar daar nie lig naby is nie. Iewers ver van 'n stad of in 'n dorp. Dan sien jy die sterre mos, né? Dis asof die sterre ekstra helder skyn. Dis net omdat die lig om jou dan weg is. Wanneer laas het u moeite gedoen om vir u kinders of vir u kleinkinders te sê, kom ons gaan kyk na die maan, kom ons gaan kyk na die sterre. Ons kyk hoe mooi is die sterre. Sterre is mos mooi. Ek onthou daar was 'n tyd wat dit was 'n baie gewilde ding op 'n stadium om, as jy nou 'n besluit moet neem, maar sê, Here, ek wil nou so en so maak, en as ek nou 'n ster sien wat verskiet, dan weet ek dit is wat, dan kan ek dit maar doen. Dis asof die Here sy sanksie dan gee op hierdie besluit wat jy gemaak het. Baie bose en 'n baie dwaase ding om te doen, maar dit was 'n inding, toe ek 'n jong mens was, het baie kinders, sogenaamde kinders van die Here dit gedoen. Ek weet nie of hulle almal kinders van die Here was. Kyk saam met my na die beskrywing van die skepping van die sterre, en dan sal jy weer sien hoekom ek sê, dis half 'n ontkenning van hulle grootheid, in die sin van, moet hulle nie aanbid nie. Vers 16, God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre, dis al wat hy sê. Dis so half, asof hy hulle terloops noem, né? Net om hulle nie uit te laat nie. Dit lyk net asof, terloops ook die sterre gemaak. Dit is nie 'n oorsig aan Moses se kant nie. Dis nie omdat sy perkament opgeraak het en hy nie plek gehad het om iets te sê oor die sterre nie. Dit was met opset, onder die inspirasie van die Heilige Gees, heel moontlik met die doel om afgoderry te ontmoedig. Want dit is 'n baie natuurlike ding vir die mens om die hemelwesens te aanbid, om na die sterre te kyk en die konstellasies en te sê, hier is my God. Daar's 'n beter God. Hierdie een is helderder of wat ook al. God sê in Deuteronomium 4 vers 19, dat jy jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leer van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie. Dinge wat die Here jou God aan al die volke onder die hemel uitgedeel het. So moenie soos die heidene wees en die hemelliggame aanbid nie. Moenie dit doen nie. God se skepping van die sterre, as jy daaraan dink en doen moeite, ek wil u aanmoedig, doen moeite, vat jou kinders en ry eendag, as jy kan, ry en gaan kyk sterretjies, as jy kan by 'n plek uitkom waar daar nog 'n, wat noem hulle die plek waar jy na die sterre kyk, julle was nou die dag daar, by Sutherland, dis almos 'n planetarium,
Ons was in die Kaap al by so, en dan wys hulle jou met hierdie massiewe teleskope. Dis regtig, doen dit, doen moeite. Maar wat behoort dit vir jou te doen, wanneer jy met die regte perspektief na die dinge kyk? Jy sien die hand wat dit gemaak het, en jy sê, die Here is groot. Die Here is lofwaardig. Die hele skepping, en ook die skepping van die sterre, moet ons in eerbied en ontzag voor God laat verneder, en sê die God wat hierdie goed gemaak het, is groot. Sy majesteit, sy wysheid is duidelik sigbaar. Die psalmdigter sê in Psalm 8 vers 4 en 5, en ons sing dit somtyds, as ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens? Dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek. Dis om Tol se gunsteling versie, as hy bid ook, om Christus te berei. Ook sê die psalmdigter in Psalm 136 vers 1, loof die Here, want hy is goed. Die hele Psalm 136 se tweede deel van die versie is, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy sê elke keer iets, as hy, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Nou sê vers 7, 8 en 9, wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die maan en die sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. As ons na die son en die maan en die sterre kyk, en jy bestudeer dit, en jy mag dit doen, moet dit nie aanbid nie, maar kyk na God, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy het dit gemaak vir ons, en dit bring ons by 'n derde gedagte, en dit is die funksie van die son en die maan en die sterre. In ons gedeelte is daar baie duidelik funksies wat gegee word. Daar is 3 take, as jy wil, 3 funksies, waarvoor God het gemaak het, en hy sê dit vir ons. Hy gee dit aan die son en die maan en die sterre, vers 14, die A gedeelte. God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, en dan om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Die eerste funksie, die eerste taak is om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Dit verwys na die opkoms van die son en die ondergang van die son. Hoe mooi is dit, né? Sommige van julle bly nou daar by Blue Horizon Bay, of miskien daar by Seaview. Julle die mooiste sonsondergang aan daai kant, want julle sien dit aan daai kant van die baai. So dis die sonsondergang. Die ouens wat by Blouwater Baai bly, hulle sien weer die sonsopkoms, né? Mooi, dis altyd pragtig. Maar dit kondig aan, hier's 'n nuwe dag. En as die son ondergaan, hierdie dag is verby. Nou is dit aand. In my gedagtes nog steeds, en ek weet ek is oudtyds, en ek weet dit werk nie so nie, maar dit is seker idyllies. As die son ondergaan, dan is werktyd verby. En as die son opkom, ons moet opstaan, ons moet gaan werk. Dit verwys na dag en nag. Nou wil ek, jy moet baie mooi saam met my dink, en dis eenvoudig, maar pyn saam met my hieroor. Die son, as jy nou die skepingsverhaal saam met my tot dusver gevolg het, die son het nie die dag geskep of veroorsaak nie, né? Nee. Die dag was al reeds daar. Maar die son word nou geskep sodat dit kan tye aankondig. Hier is dit nou dag, hier is dit nou nag. Hier is die son, hier kom die maan, en die maan ook natuurlik met sy verskillende siklusse. So dis om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Die tweede funksie is om die seisoene aan te kondig, vers 14b, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Weet die God het die son en die maan, met hulle siklusse, want ons is ons besig om die son te draai, en die maan draai om die aarde, en daar is siklusse, daar is fantastiese, goddelik geskape siklusse, saam met die sterre en die son en die planete. En dit beteken, God het dit gemaak, met die doel, dis wat die Bybel sê, om die seisoene aan te kondig, om tye, vaste tye te gee, vir dae, sowel as jare, en dan daarmee saam, al die verskillende siklusse van die natuur. God berei die aarde voor, vir die mensdom, dis vir ons. Die diereryk kry ook iets daarvan, en die planteryk, ja, hulle het dit ook nodig, maar dis vir ons, om hierdie siklusse te kan leer ken, om dit te verstaan, en om dan te weet,
Dis hoe dit werk. In die week, ek dink dit was Woensdag na die bid hier, toe's Anthony hulle daar nog, en ons groet na die bid hier, en ons kyk die maan, en ek sê vir hom, ek dink môre aand moet volmaan wees. Hy sê, nee, ek dink dit was al volmaan. En ek sê, nee, ek dink die volmaan kom, ek was verkeerd. Want die volmaan is toe verby. Ons is nie meer in kontak met die goed nie. Hoekom? Want ons het 'n slimfoon, of ons het 'n kalender. Wat jy geweet, ons kalenders, en ons slimfone, hy kan so slim wees wat hy wil, sonder die seisonale siklusse van die maan, en die son, en die planete, gaan ons niks daarvan regtig verstaan nie. Dink aan die navigasie. As jy sterre kan gebruik om te weet waar's noord. Jy kan met die suiderkruis kyk waar's suid. Dink aan die gebruik, en dit het God vir ons gegee, dis nie verkeerd nie, om die maan te vat en die astrale, die plekke van die planete, of die sterre en die goeters, en hulle gebruik dit ook vir weervoorspelling. Hulle gebruik dit vir verskillende dinge. Later in die Bybel gebruik God die sterre om nie net die verduistering daarvan nie, maar ook helder sterre om groot gebeurtenisse aan te kondig. Onthou jy wat het Joël gesê? In Joël 2 vers 30 het hy gesê, hy gaan wondertekens gee aan die hemel en op die aarde. Wondertekens in die laaste dae. En daar was wondertekens. In die tyd van Jesus. Matteus 2 vers 2 kom die wyse manne uit die ooste uit. En hulle kom in Judea aan, en hulle sê, hoorie, waar is die koning wat vir die Jode gebore is? Want ons het, kan julle onthou? Ons het sy ster gesien. Daniël het vir hulle geleer, baie jare van tevore, het Daniël vir hulle geleer, daar gaan 'n besondere openbaring wees in die hemel, wanneer die koning van die Jode gebore gaan word. En hulle kom en hulle soek hom. En dis mos toe Herodes kwaad word, waar is hierdie koning? Ek is die koning. En hy raak kwaad daaroor. Hoe dit ook al sê, God gee vir ons die hemelliggame, die sterre, en hulle spesifieke siklusse, met hulle konstellasies. Dit het 'n groot invloed op ons lewe. En alhoewel jy dit nie besef nie, want ons lewe in die stad, en ek wil weer sê, jy maak eerder jou slimfoon oop as om na die maan te gaan kyk, maar baie dinge word daardeur bepaal. Dit het 'n invloed op die natuur, dit het 'n invloed op die landbou, dit het 'n invloed op die diere. Dis ons die tyd wanneer daar's 'n sekere seisoen wanneer die skape lam. Daar's 'n sekere seisoen wanneer die diere beginne, die voëls beginne migreer. Ek sien die jong swaalkies oefen nou, want hulle moet een van die dae trek. So, jy sien die goed in die natuur. Hoe weet die diere dit? Hulle is gemaak deur God om hierdie dinge te verstaan, beter as wat ek dit dalk verstaan. Die sterre dien ook as basis vir ons kalender. Dis hoekom hulle in die antieke tye so akkuraat die kalender kon vasstel, en hy werk vandag nog. Dit is waarom ons. Dis hoekom Anthony en Rolie net eenmal elke 4 jaar 'n huweliksherdenking het, want hulle is die 29ste Februarie getroud. Hoekom? Want daar's 'n baie akkurate manier om te sê, wanneer moet daar 'n ekstra dag wees in die kalenderjaar? Want die son en die maan en die planete dui hierdie goed vir ons aan. Kyk mooi na vers 17. Let op die woorde. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde. Vriende, ek wil hê jy moet mooi kyk, woordeliks geïnspireer, het Moses vir ons geskryf, God het gestel. Dis nie 'n lukrake, kom ons maak planete en dit sal mooi lyk en hier gaan ons, daar was 'n plan, daar was 'n orde, daar was 'n doelmatigheid en die funksie was om tye aan te dui, om seisoene aan te dui. Dit was volgens die plan van God. Daar's 'n Hollandse teoloog. Sy naam is G.C. Alders, 'n Hollander. En hy het geskryf en gesê, the stars did not accidentally fall into their designated positions. The whole system was effectively established by God with a view to controlling the orderly rotation of days and nights, years and seasons. Daar was 'n orde, daar was 'n plan. God het nie geskaap en toe sê, "Haai, kyk hierso, dit werk mooi. Dis hoe ek baie keer iets maak, né? As ek houtwerk doen, dan werk dit so. Ek begin met 'n ding en dan sê ek maar dit sal mooier lyk as jy dit doen of so. Dan gaan jy soos wat dit ontwikkel. Jy weet jy werk om as God het nie so geskaap nie. Hy het met 'n plan, met 'n doel, met 'n funksie gemaak perfek
uitgevoer soos wat dit moes wees. Nou behalwe in sekere gevalle waar God dit toelaat, moet ons nie die sterre raadpleeg om besluit te sê, moenie gewoond raak daaraan nie, moenie dit jou lewenstyl maak nie. Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie. En skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Moenie kyk na die sterre en bang word oor iets wat in jou toekoms lê of wat gesê word. Moenie, die heidene doen dit. Die God wat dit gemaak het, is die God wat vir jou sorg. Die God wat dit presies beplan het en uitgevoer het, is die God wat in jou lewe vir jou wil lei. Die sterre kondig seisoen aan, dis die funksie. Die derde funksie is om lig te gee. Om lig te gee. Vers 15, wat ons gelees, laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. Nou hier is ons dit duidelik, dat die woordjie lig, die Hebreëse woordjie wat hy gebruik word vir om lig te gee, is letterlik wat vertaal word met lamp. Dis om te sê, soos wat u en ek, en ons is baie goed daarmee bekend nou in die beerdkragtyd, soos wat ons 'n lamp sal aansit. Ons het nou wel LED-ligte, of in die ou tyd sou ons 'n lampie aangesteek het, of 'n kersie aangesteek het. So het God 'n lig daar gesit. Die son. En dit moet jy op sigself laat sit en dink, maar dit moet 'n groot God wees. Die lig, die lamp, is God se lig. En die idee daarachter is selfs die aktiewe ligbronne in ons heelal, die son byvoorbeeld, is in werklikheid maar net 'n lamp van God. Dit is maar net 'n lantern van God. Hoekom? Om ons te dien, om ons lig te gee, om ons te verhit, om die doel, die funksie te verrig waarvoor God dit geskaap het. In sy goedheid teenoor die mensdom, in sy goedheid vir ons as mens, gee God vir ons lig. Ons het dit nodig om te groei, ons het dit nodig vir ons welsyn. Sy skepsel het dit nodig. In die suiwerheid van lig sien ons natuurlik 'n geestelike boodskap. God se eie karakter. 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Lig praat van suiwerheid, lig. Geen duisternis is in God nie. Dit laat ons dink. Kyk na die son. Jy kan nie kyk na die son met jy sê jou oë beskadig. Dink aan die skepper van die son. Nader om met eerbied en ontzag. Daar is die funksies en die redes vir die son, die maan en die planete, die sterre. Alles in God se hand. Laaste gedagte. Wat was God se plan op dag 4? Ek het vir u gesê, hy het die son en die maan gemaak, ook die sterre so terloops. Hy het dit so genoem in die name wat hy gebruik is spesifiek om te sê, moet dit nie aanbid nie, dis net wat God gemaak het met 'n funksie, met 'n doel. Ons het gekyk, wat is daar die 3 funksies? Maar wat was God se plan met dag 4? God is alwys. Hy het die skepping uitgevoer met 'n plan. Hy het gekom en hy het gesê, dis hoe dit gaan werk, dis hoe dit sal wees, en elke keer die woorde, en dit was so. Sy plan is vir die hele geskiedenis alreeds uitgewerk. Dis hoe groot God is. Sy plan kan nie verydel word nie. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie, dit gaan ons baie lank besig hou. Maar God het vir ons met die skepping alreeds hierdie beginsel gevestig. Hy het 'n plan, sy doel, sy plan sal bly staan, hy kom en hy maak dit. Selfs die woorde en die frases wat gebruik is met die skepingsverhaal, is nie toevallig. Haai, kyk, dit werk ook mooi as jy hierdie woord vat. Nee, God het met die skepingsverhaal, met die woorde wat hy in Moses se hart gelê het om neer te skryf, het hy 'n plan gehad vorentoe. En raai waarmee hy daardie plan iets te maak het. Met die belangrikste ding vir u en vir my, en dit is die verlossingsdaad van God. Ons wil uitkom by die kruis. As ons daarna kyk, as ons die verlossingsverhaal lees, die skepingsverhaal lees, dan is die bedoeling daarvan om te wys, alreeds te verwys, na God se verlossing, want hy het dit aan die begin reeds beplan. Teen die tyd wat God, onthou, hy is nie op 'n tydlyn soos ons nie, maar op die stadium wat hy die skepping so wonderbaarlik laat plaasvind het, het hy alreeds die verlossingsplan volmaak uitgewerk gehad.
Nou as ons vorentoe kyk in die Bybel, van Genesis 1 af, en ons vra, goed, die beeldspraak nou, son, die groot lig, klein lig, hoe hierdie goeders dan, die taal wat gebruik word, hoe gaan dit ons wys na die verlossingswerk? Ek wil vir u sê, dit is verstommend. Ek gaan net 'n paar noem, want ons tyd hardloop vinnig uit. Die beeldspraak van die 4de dag, met die sterre, die maan, die son, die maan en die sterre en die donker lig wat hy gemaak het, word baie keer toegepas op kinders van God. En dalk het jy dit al gelees. Ons, as jy sê jy is 'n kind van God, dan is jy deel van God se mense, deel van sy volk. En daar was op 'n stadium 'n verbond wat God gesluit het met Abraham, die vader van die gelowiges, né? Abraham kla by God en hy sê, Here, ek het nie 'n nageslag nie. U het vir my gesê ek gaan 'n groot nageslag hê, maar ek het nie 'n kind nie. Genesis 15 vers 5. Daarop lei hy, dit is God self, lei hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. Ek wil hê jy moet mooi dink, God is besig met Abraham, die vader van die gelowiges. Die ou verbond, as jy dit so wil hê. Kyk na die hemel, tel die sterre as jy hulle kan tel. En God, hy sê vir hom, sê vir Abraham, so sal jou nageslag wees. Moenie dink dat God net bedoel het, jy gaan baie hê nie. En dit is 'n implikasie. Maar die Nuwe Testament verseker ons, dat daardie verwysing, toe God vir Abraham gesê het, Abraham, kyk na die sterre, so sal jou nageslag wees. Kyk wat sê Galasiërs 3 vers 7. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, as u gered is, as u vertrou in die Here Jesus plaas as verlosser, dan kan jy sê, ek is uit die geloof, want dis geloof in die Here wat jou red. Dis niks wat jou red nie, dis net die geloof in hom. Dat julle wat uit die geloof is, verskoon nog hulle is kinders van Abraham. So hier word die lyn direk na die Nuwe Testament getrek, dit wat God vir Abraham beloof het. Daar's 'n koortjie wat ons sing partykeer by die bid hier. Ons sing net die koorgedeelte, maar die versie is baie mooi. Dit is die Engelse koortjie, Oh God, you are my God, and I will ever praise you, is 'n baie mooi koortjie wat ons geleer het so 'n klompie jare terug. By die versgedeelte sing die ou wat dit sing is Rich Mullins, dis nou maar die ene wat ek gehoor het. Hy sing dit so mooi, hy sê, Sometimes I think of Abraham, how one star he saw had been lit for me. Hy het dit gesnap, die skrywer van hierdie, ek weet nie eens wie is die skrywer van hierdie koortjie nie, maar hy het dit gesnap, om te sê, baie keer as ek dink aan die sterre, as ek kyk na die sterre, dan dank ek God, dat toe hy met Abraham gepraat het, een van daai sterre, wys na my. As jy 'n kind van God is, dan kan jy sê, Here, U het aan my gedink, op daai stadium reeds. As jy nog steeds dink, dit is toevallig, dan maak die woorde van die Here Jesus dit beslis vas in Matteus 13 vers 43. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Dit beteken, as jy hierdie dinge verstaan, as jy hierdie dinge kan hoor, dan moet jy baie mooi luister, want God praat met jou. Jy het die vermoë om dit te verstaan. Daniël gebruik dieselfde beeldspraak, een van die groot profete. Hy sê in Daniël 12 vers 3, die verstandiges sal glinster in die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre, vir ewig en altoos. Hy sê, hy gebruik beeldspraak, hy sê, kinders van die Here sal skyn soos die sterre, vir ewig en altoos sal hulle wees, vir ewig en altyd sal hulle wees. As ons dink aan hierdie beeldspraak, dan wys dit vir ons op 'n paar dinge, aangaande God se roeping vir een vir my, en dis waarmee ons vanoggend hier moet weggaan. God het die ligte aan die uitspansel gegee, om skeiding te bring, tussen lig en duisternis. En God wil hê ons moet vanoggend hier sit en weet, in my lewe moet daar ook 'n onderskeid wees. Onderskeid tussen geloof en ongeloof. Onderskeid tussen kinders van die Here en die wêreld. Onderskeid tussen heiligheid en boosheid. Onderskeid tussen waarheid en dwaling. Daar's aan mekaar hierdie onderskeid, soos lig en duisternis. Ek dink die groot behoefte van ons kultuur, die groot behoefte van ons, van hierdie tyd waarin ons lewe, is dat daar manne moet wees, vroue moet wees, jong mense moet wees, wat opstaan en sê,
ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Ons wil vir die wêreld wys, hoe lyk lig in die Here? Ons wil toon, dat ons nie van die duisternis is nie, maar dat ons van die lig is. En ons wys dit, deur ons optrede, deur ons manier van leef, deur alles wat ons doen, en alles wat ons wys, ons toon, dat ons deel is van God se koninkryk. Dis nodig, dat mense standpunt inneem, in ons dag. Ons het 'n geslag geword, wat so lief is vir vrede, ons is bereid om selfs die boosheid aan te hang, as ons net vrede kan behou. En dit werk nooit so nie. Toe die Here ons roep om navolgers te word van sy waarheid, toe sê, nou gaan die mense julle haat. Sy waarheid, teenoor die leuen, sy heiligheid, teenoor die boosheid in die wêreld. En ongelukkig, vriende, as jy vandag in die wêreld is, jy hoef nie te beklei daaroor nie, jy sê maar net, wel ek glo, God het man en vrou geskape, jy haat mense, en jy is nou so, oordeel almal, en dan word daar op jou afgegaan, want jy is nou die bose een. Nee, ons neem net standpunt in vir wat waar is, vir wat reg is. Paulus sê in Filippense 2 vers 14 en 15, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kyk mooi na sy woorde. Kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Daar's hy. Ons moet skyn, ons moet God se ligte wees, in 'n geestelike sin, God se ligte wees, in 'n donker wêreld, in 'n krom en 'n verdraaide geslag, moet ons die standpunt kan inneem. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 8, want vroeër was julle duisternis, toe ek die Here nie geken het nie, was ek deel van die duisternis. En hier's baie van u, ek het nou wel in die kerk groot geword, ek was 'n kind van die duisternis. Dalk mooi gelyk, maar ek was 'n kind van die duisternis. Daar is sommige van u, wat ek weet, wat 'n baie rowwe agtergrond gehad het. En dan kan jy sê, hoor jy sou my nie geken het nie. Want ek was in die duisternis. Paulus sê, nou is julle lig in die Here. En dan die opdrag, wandel soos kinders van die lig. Daar moet skeiding wees. Ek wil by u pleit, vriende. As twee gevare. My ma het altyd gesê, as die duiwel jou nie oor die kraans kan stoot nie, dan trek jy so ver terug, jy weet nie waar is die regte pad nie, want dit is altyd een van twee, mos twee uiterstes. En dis Bybels, want die Bybel sê moenie links of regs afwyk nie, maar bly op die pad. Hier is die pad. As jy dink aan die wêreld waarin ons leef, moenie soos die wêreld word nie. Moenie soos die wêreld begin dink, soos die wêreld begin redeneer, soos die wêreld in hulle dwaasheid, onkunde, duisternis, dis hoe hulle beskryf word. Moenie so wees nie. Maar aan die ander kant, daar's ook 'n tipe van 'n Christendom wat so wetties, so afstootlik, so liefdeloos is, dat jy regtig net daardeur oral moeilikheid kry. En dis nie noodwendig die regte net omdat jy moeilikheid kry nie. Die middeweg is, so sê die Here, dis waarby ek sal bly. Dis hoe die Here wil ek moet leef. Dis my oortuiging, daarby sal ek staan. Dis waartoe ons geroep is. Wandel op hierdie weg. Dis in Jeremia se tyd wat hy gesê, die Here gee vir ons leraars, en dis die stem wat vir jou sal sê, hier is die weg, wandel daarop, dat jy nie links of regs daarvan sal afwyk nie. God het ook die hemelse ligte geskep om te dien as tekens. Nou teken is mos iets wat die weg wys. En kinders van God moet dit wees. In 'n wêreld waar mense baie verward is, in 'n wêreld waar mense nie weet wat is reg en wat is verkeerd nie, is dit nodig om aan ander die weg te wys. Om te sê, hier is die ware pad. Dis wat die Bybel sê, hier gaan hy. Dis tekens. Dis hoe kinders van God moet wees. Uiteindelik word ons dan navolgers van die Here Jesus. In Openbaring 22 vers 16 het hy gesê, hy is die groot môre ster, die een wat vir ons die uiteindelike lig gee. Ons moet mense wys na sy lig. Dis al hoe jy in die lig kan wees, as die ander wys na sy lig. Maar God het ook die hemelliggame gegee om lig te gee op die aarde. Boonbehalwe ons getuienisse, boonbehalwe om vir mense te vertel van hoe die Here my gered het, of hoe ek die Here leer ken het, of wat ook al, moet my lewe, my optrede, my dade, moet goeie werke wees. Lig,
Matteus 5 sê die Here Jesus, vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. En hy verduidelik, wat is die lig? Dis jou goeie werke. Wees die een wat bereid is om die ekstra myl te stap. Wees die een wat bereid is om iemand anders te help, selfs daai ouens wat jou nooit terug kan vergoed nie. Dit is wat goeie werke is. Wees die een wat sal wees, dit wat die Here wil hê jy moet wees. Doen goed aan ander, soos jou vermoë is. En dan ook God het die ligte gemaak om te heers. Nou kinders van God, ons word nie geroep om te heers in hierdie wêreld nie. Dit gaan baie arrogant klink as ek dit sê, maar ek dink die bedoeling daar agter is, ons gaan nie in hoogmoed en geweld moet ons nou regeer nie. Dit gaan daaroor. Ek dink kinders van God het 'n invloed. So sout en lig 'n invloed het op die omgewing. So behoort kinders van God, soos die hemelliggame te heers in die opsig, dat ons die gang van die wêreld kan beïnvloed. Ek dink aan die kerkgeskiedenis, ek dink aan William Wilberforce, wat standpunt ingeneem het. Hy was 'n politikus, en hy het in die destydse House of Commons in Engeland, het hy opgestaan, en hy het 'n standpunt ingeneem teen slawerny. Net 'n illustrasie. So behoort u en ek, in ons dag, standpunt in te neem oor sekere goed, en te sê, dit maak nie saak wat die kultuur sê nie, dit maak nie saak wie wat sê nie, God se woord sê, ons staan vir die lewe. Die ongevormde klomp in 'n moeder se skoot is lewe, en ons sal stry vir die wat nie kan praat vir hulle self nie. Ons sal vir lewe opstaan, elke lewe is kosbaar. Ons moet standpunt inneem in 'n wêreld waar daar aaklige dinge gedoen word. In die naam van die mediese wetenskap, of in die naam van wat ook al, moet die kind van God die een wees wat sê, nee, dis nooit reg nie. Dis nooit reg nie. So ons kan in daardie opsig, soos die son en die maan, heers. Ek sluit af. Jy weet, as ons dink aan die wêreld vandag, dan is kan ons, soos Moses, wat voor Farao moes staan, kan ons dalk geïntimideer word deur verskillende dinge. Ons kan bang wees vir kennis. Sê, ek het nie al die kennis nie. Jy hoef nie al die kennis te hê nie. Wees net 'n lig. Dink aan Moses wat voor hierdie magtige Farao moes staan, en eintlik die gode van Egipteland uitgedaag het. Inderwaarheid is dit wat hy gedoen het met die plaae. Die God wat ons vandag as ligte in hierdie wêreld uitstuur, is dieselfde God wat Moses gehelp het. Dis dieselfde God wat die valse afgode van sy tyd ontbloot het. Dis dieselfde God wat die son en die maan en die planete gemaak het. Dieselfde God wat vandag vir een vir my sê, gaan hiervandaan uit en lewe soos 'n lig in hierdie wêreld. En weet jy waar kom die verskil eintlik maar in? Dit gaan nie oor kennis nie, dit gaan nie oor kerk nie, dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan uiteindelik oor die evangelie van Jesus Christus. Dis wat die verskil maak. Dis wat die verskil maak in hierdie wêreld. Jesus het in Johannes 8 vers 12 gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê, as jy hom volg. En as ons praat oor die evangelie, dan moet ek vir u vra, volg jy die Here Jesus? Hier sit vanoggend mense, daar luister mense na my, wat sê, ek is 'n kind van die Here, want ek het 'n gebedjie gebid, of ek het my hand opgesteek, of ek het... My vraag is, volg jy die Here Jesus werklik? Is jou lewe 'n tentoonstelling van iemand wat sê, ek is 'n navolger van Christus, ek doen soos hy wil hê ek moet doen, ek leef soos hy sou leef? Dis wat die wêreld nodig het, dis wat ons nodig het, nie net vir ons eie behoud nie, maar ook vir mense om ons. Paulus sê vir Timoteus, deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Daarom, vriende, moet ons terugkom na die evangelie toe. Dit gaan uiteindelik oor die lig van hierdie wêreld. En Jesus het gesê, dis ek is die lig van hierdie wêreld. Volg my, dan sal jy nooit in die duisternis wandel nie. Ons is in 'n postmoderne heidendom. Ons buig nie voor afgodsbeelde fisies neer nie. Maar glo vir my, ek dink daar's meer afgode vandag as wat daar nog ooit was.
Ons sit nie babas neer op rooi warm hande van 'n eystergod, wie se naam Moloch is, sodat die babatjie moet doodbrand nie. Nee, ons doen dit in 'n mediese kliniek, met die regte medikasie en die regte toerusting. Maar ons doen dit by die miljoene. En ons regverdig onsself op 'n manier. Mag dit nooit wees nie. Mag God ons genade gee om te sê, Here, U is ons lig. En ek wil in U lig wandel. Ek wil U lig weer straal, weer spieël in hierdie wêreld. Mag God ons genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, U wat die lig van die wêreld is, U het vanoggend in ons harte kom skyn, om ons gemoed, om ons gedagtes te verlig met die waarheid van U woord. As ons nou na vers 14 tot 19 kyk in die skepingsverhaal, dan sien ons U skepingskrag. Wat 'n krag moet dit nie wees nie, om die son en die maan en die sterre tot stand te bring. Maar ons fokus val baie duidelik nie op die planete nie. Dit val nie op dit wat U gemaak het nie, dit val op U. En ons wil voor U neerbuig in aanbidding en 'n bewussyn van ons afhanklikheid teenoor U. Ag Here, ons is 'n geslag, ons het 'n kultuur geword wat ver van U af lewe. Ons dink ons is godsdienstig, ons dink ons lewe in lyn met U woord, maar ons kan so maklik vir onsself 'n afgod skep. Die regte name gee, die regte dinge doen, maar ons harte is boos. Daarom wil ons om genade kom smeek, daarom pleit ons, sal U ons help.